Okay, dankie Patrick. Here, ons dankie vir die dag wat verby is. Dankie dat ons almal veilig is, Here, in U hande. Dankie, Here, vir die liefde en die genade. Here, ek loof U en ek prys U, Here. Dankie dat U ons altyd in die holte van U hand dra, Here. Maak nie saak waar ons gaan nie, U beskerming, engele is altyd by ons, Here. Dankie vir die liefde, dankie vir die bloed oor ons, Here. Dankie dat U altyd ons dink, my God, en dankie dat U altyd U liefde teen ons uitsprei, Here. Ons sien altyd dat dit reën, Here. En dit reën nie net oor een persoon nie, dit reën oral, Here. En baie dankie, Here, dat U liefde ook so is, Here. Ons loof U, ons gee aan U al die eer, die lof en die prys. En soos wat hierdie Bybelstudie gaan vanaand, Here, is die Heilige Gees baie welkom. Here, U is baie welkom. Dankie God vir 'n geleentheid om Bybelstudie te kan hou. Bid vir die ander persone wat nie kan daar wees nie, Here, om ook hulle harte oop te maak, en ook hulle gees, Here, te lei. Ons loof U, Here, daarvoor en ons sê dankie vir alles wat U vir ons doen. Breek die brood vanaand vir ons, Here, soos U dit wil behaag. U die pottebakker, ons is die klei, vorm ons en maak ons, Here, soos U wil. Amen en amen. Amen. Okay. Nou, ouens, kom ons val met die deur in die huis en asseblief weer eens, ek wil graag hê julle moet saam met my praat. Want ek wil amper sê vanaand se lesing op 'n manier is vir my baie polities, jy weet, so as dit nodig is om my terug te bring op die pad, jy weet, of na die geestelike kant van goeders toe, doen so asseblief, want in hierdie 26 verse wat ons vanaand behandel, sien ons verskriklik baie mensdinge, ons sien vreeslik baie politiek dinge, maar die ontvouing wat besig is om plaas te vind op hierdie stadium is regtig waar iets waarna ek dink ons nie genoeg kyk nie. So Johannes 12 is actually 'n skeidslyn as jy kyk na die evangelie van Johannes. Ons kan tussen Johannes 11 en Johannes 12 'n streep trek. So as ons kyk na die twee dele van Johannes, jy weet die eerste 11 hoofstukke en dan die volgende 10 hoofstukke. Die eerste 11 hoofstukke deel met 3,5 jaar van Jesus se bediening. So die volgende paar hoofstukke in Johannes is detail van die laaste week van sy bediening en die laaste hoofstuk is iets wat nou in die 40 dae na die opstanding plaasvind. So Johannes detaileer dit vir ons baie mooi en ek wil amper sê meer so as die ander evangelies. So kom ons val met die deur in die huis en ons lees die eerste paar verse. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was wat dood gewees het, en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardus salf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai: Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus, laat haar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes, net 'n oombliekie daar asseblief, oom Marius, tannie Andrie, goeienaand, baie welkom. Julle het nie veel gemis nie, ek is bly julle is hier. Goeienaand julle en Goeienaand. Goeienaand Goeienaand almal. Daar sê
Daar sê oom Marius tannie Andri net vir julle kennisname. Ek neem die studie op vanaand. As julle beswaar het daarteen, speak now of forever hold your peace. Met ander woorde, ons moet eintlik nie saam praat nie, ons moet net luister vanaand. O nee, julle moet asseblief saam praat. Ja, die opname is Julle- dit vir regsdoeleindes of vir kerkdoeleindes? Oom Marius, ja, nee, ek weet nie. Silla kan dit nie Oké, dus- vanaand maak nie. Celia kan dit nie vanaand maak nie. En hier is pastoor ook by ons. Goeienaand pastoor. Naam pastoor. Goeienaand. Pastoor. Goeienaand, goeienaand. Julle. Daar sê prys die Here vir almal wat hier is. Pastoor ook net ter kennisname, ek neem hierdie studie op vanaand. Ek wil kyk of ek iets daarmee, ek het 'n idee daarvoor, maar ook vir mense wat nie kan bywoon vanaand nie. Ek kyk of ons hulle nie ook op 'n manier kan akkommodeer nie, so ek neem dit op. Dis goed so, ek dink dit is baie goed so. Dink vir my Okay. reg. Daar sê maar moet asseblief nou nie omdat ek dit opneem julle persoonlikheid en julle bydraes vir julle self hou nie. Okay, goed. Ons het nou net begin lees en ons is nou by vers 7. Toe sê Jesus, laat haar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En 'n groot menigte Jode het verneem dat hy daar was en het gekom. Nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien wat hy uit die dode opgewek het. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. Okay ouens, nou ek het voor julle aangesluit het oom Marius tannie Andri pastoor het ek gesê dat ek baie na menslike dinamika bietjie gaan kyk in hierdie stuk want hier is geweldig baie daarvan. Kom ons begin in ons kyk na Martha. Korreksie, Maria. Okay. Ons gaan bietjie ook rondspring met aanhalings uit ander evangelies vanaand, maar Martha neem hierdie fles salf wat ons nou sien 300 pennings werd is. Net so 'n opmerking, 300 pennings is omtrent 'n jaar se salaris gewees. Ja. En sy salf Jesus met hierdie olie. Nou, haar broer was laasweek dood gewees. En sy het nie daardie salf gehou of selfs by haar broer se begrafnis, haar broer se lijk gesalf of berei met hierdie verskriklike dierolie nie. Sy het dit gehou vir Jesus. En Jesus sê daaroor, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Nou, hierdie lyntjie wat Jesus hierso sê is dynamite. Ons gaan nou daarby kom. Okay. Maar op 'n ander plek lees ons in die evangelie van Matteus. En toe Jesus in Betanië was, in die huis van Simon, die melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albaste fles met baie kosbare salf en gooi dit op sy hoof uit terwyl hy aan tafel was. Nou ek is nie seker of hierdie dieselfde geleentheid is nie, want hier lees ons die voete is gesalf en by hierdie geleentheid in Matteus 26 sê ons sy het sy hoof gesalf, maar dit is, as ek dit reg verstaan, dieselfde gebeurtenis. Nou, kom ons gaan na vers 8 toe. En toe sy disippels dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waaroor is hierdie verkwisting? Nou, let julle op dat Matteus vir ons vertel, dit was die disippels. En Johannes sê baie spesifiek vir ons, dit was Judas Iskariot gewees. Wat ek wil hê julle moet hier verstaan of sien, is dat Judas 'n baie invloedryke ou was onder die disippels. So
ek bedoel hy het 'n deel van die disippels half hier saam met hom gehad oor, jy weet, hoekom hierdie mors. Dit kon vir die armes gegee word, maar Johannes sê vir ons wat agter Judas se motief sit. En as ons nou 'n bietjie verder kyk in Matteus, en ons lees bietjie verder in daardie stuk en ons kom by vers 13, lees ons 'n baie mooi ding en dis nou weer iets wat Johannes uitgelos het. Maar hy sê vir ons, voorwaar, ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. Dis vir my verskriklik kosbaar. Hoe Jesus hierdie opoffering van Maria waardeer. En in my voorbereiding en van die ander sprekers waarna ek geluister het ook en gelees het, onder andere John MacArthur, sê in hierdie stuk, Mary did a terribly extravagant thing here. But the question we ought to be asking ourselves is, how extravagant is your worship of Jesus Christ? Ja. Ek wil net graag 'n kommentaar lewer hier oor hierdie gedeelte. Ek het dit nou die dag verneem en ek dink julle kan dit gerus verifieer. Maar dit verwys ook na tydens die Paasfees moes 'n lam geslag word, né? Nou daardie lam vir elke huishouding. En elke huishouding moes 'n volmaakte lammetjie gebruik vir die doel. En sover ek verneem, is die voetjies van daardie lam is ook gesalf en ook, ek dink die hoof ook. So dit verwys eintlik hier na hierdie aktiwiteite. So die twee wys uit na 'n bevestiging dat Jesus eintlik die volmaakte lam is wat eintlik geslag moes word. Okay. Ek wil graag hierso net byvoeg, as ons kyk na hoofstuk 11, praat hulle van Jesus by Martha en Maria. Nou, hulle sê, daar word nooit na die ouers verwys nie. So ons kan amper aanneem, daar is nie 'n ouer paar in die huis nie, oor watter rede ook al. En hulle vermoed ook Martha was die oudste. Want sy is die een wat die kos gemaak het en gewerk het en besig was. En Maria is, kom ons daarby. As 'n oudste kind kan ek amper sê Martha was die oudste kind gewees. Met alles wat sy doen, né? Tipiese oudste kind. En so dan stem jy met my saam daar. Goed, dan en hy het al op begin. Goed, die ander is dieselfde. Ek sal net nou weer die bysit. Ek persoonlik dink Martha was die oudste, Maria was die middelkind en ek dink Lazarus was die jongste. Ja, my kommentaar het so gesê. As ek kyk hoe Maria en Martha oor hom gevef het toe hy dood is. Ja, klein boetie. Daar sê. Okay, so as ons aangaan en ons kyk bietjie na Martha. Kom ons praat bietjie oor Martha. In 'n ander evangelie in Lukas lees ons, maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verwonderd oor baie dinge. Maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Nou, ons sien twee soorte gelowiges hierso. Die wat uitgaan en doen, die doers, en dank die Here dat daar sulke mense is. Ek myself hoop eendag sal daar vir my gesê word ek was 'n doer gewees.
En dan nou Maria wat by Jesus se voete gaan sit het. Okay. Maar in hierdie teks lees ons van 'n ander ou wat hierdie geleentheid 'n bietjie 'n bitter smaak gegee het. En vir hierdie ou was hierdie gebeurtenis game over gewees. Ek het vir julle genoem dat hy gesien het of dat hy gesê het hierdie olie kan 300 pennings verkoop word. En soos die een kommentator gesê het, Judas was een van daardie mense, hy het die prys van alles geken, maar hy het nie die waarde van enige iets geken nie. Sjoe, dis goed gesê. He knew the price of everything, but he didn't know the value of anything. So, Jesus sê vir ons daarso in, watter vers is dit? Ekskuus, ek wil net gou terugspring daarheen. In vers 7 sê hy vir haar, vir die mense, laat haar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. So Jesus sê hierso vir hulle, luister, tyd is om, dis tyd vir my om dood te gaan. En vir Judas Iskariot was dit die game over gewees. Want in daai oomblik het hy geweet, nou gaan daar nie meer geld in die beursie wees nie. Nou moet ek 'n ander plan maak. As ek hierdie 300 pennings kon kry, sou dit gaaf wees en uiteindelik gaan hy en hy verraai Jesus vir 30 silwersikkels. Sjoe, die olie was 300. Die olie was 300. Hierdie het hom seer gemaak. Hierdie het vir Judas seer gemaak. En laasweek het, as ek dit nou so kan stel, het ons nou of die vorige studie, nie laasweek nie, met hoofstuk 11 het ons gesien dat die priesters nou besluit het, hierdie is nou die laaste strooi. So die opwekking van Lazarus uit die dood was vir hulle die laaste strooi. Hierdie was vir Judas die laaste strooi gewees. Nou wil ek vir julle 'n bietjie van 'n perspektief wys. Een Messias en 5 verskillende reaksies in hierdie stuk. Ons het vir Maria, Martha, Lazarus wat glo en nederig en onderdanig is. Martha dien, Maria sal vir Jesus, Lazarus in die ander evangelies lees of hier lees ons ook Lazarus was een van die wat by aan tafel was of that reclined. Okay. Dan het ons vir Judas Iskariot en hy's ongelowig en hy's kwaadwillig en daar's bedrieglikheid in hom. Dan lees ons van die geloofleiers. Daar is vyhandigheid, vrees, 'n krisisbestuur, moorddadigheid en politiek by hulle. Dan lees ons van die skare, die nuuskierige agies, jy weet wat hierdie nuuskierige onverskilligheid het. Hulle wil vir Lazarus sien, hierdie ou wat dood was. Hy was vir 4 dae dood en nou lewe hy weer. Wow, cool. En wat gaan Jesus volgende doen? Okay. Maar dan lees ons ook in vers 9, daar was die van die skare wat geglo het. 5 verskillende reaksies op Messias. En tot vandag toe sien ons daai selfde reaksie. Nou, ja. Ek wil nou 'n knippel in die hoenderhok gooi. Maar in julle opinie van hierdie 5 tipes, watter een dink julle is die gevaarlikste? Judas. Seker Judas. Okay, ek het 2 stemme vir Judas. Ek persoonlik glo, of my persoonlike opinie is die skare, die nuuskierige, hierdie
nuuskierige onverskilligheid is die gevaarlikste. Want ons gaan nou verder lees, maar ek bedoel, dalk gaan ek nou hierdie statistiek met julle deel, nie nou nie. Daar is in historiese rekords, ek kon nie presies uitvind waar presies dit is nie, of wanneer presies dit was nie. Maar daar was een keer in Jerusalem tydens die Pasga 'n sensus gewees oor hoeveel lammers is geslag vir die offer by die Pasga. En daar is een rekord wat daardie getal sit by 250.000 lammers wat geslag is. En dit was nie 'n lam per persoon nie, dit was 'n lam per familie gewees. So ons kan en die families daai tyd was ook nie klein nie. So dis nie onredelik om te sê wel 10 mense per familie nie. So dit sit 2.5 miljoen mense in Jerusalem tydens Pasga. Okay, kom ons gaan bietjie verder. Ekskuus, kan ek verder gaan of wil iemand byvoeg op hierdie stadium? Dis reg. Okay. So as ons aangaan na vers 12 toe. So ek wil nou net hê ons moet verstaan hierdie gebeurtenis met Martha en Maria en Judas is 6 dae voor die kruisiging. Okay. So dis op die Sabbat voor die kruisiging gewees. So nou is dit Sondag. Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan en hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is, moenie vrees nie, dogter van Sion. Kyk, jou koning kom en hy sit op die vel van 'n esel. Dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van hom geskrywe was. En dat hulle dit aan hom gedoen het. En die skare wat by hom was toe hy Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dode uit opgewek het daarvan getuig. Daarom het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hierdie teken gedoen het. En die Fariseërs het vir mekaar gesê, sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Nou, hier dink ek is dit die moeite werd om bietjie te kyk na, ek het nou die getalle genoem van die mense wat in Jerusalem was, en dit was heeltemal 'n spontane reaksie gewees. En as julle, ek wil eintlik vir julle vra om te spekuleer. As ons nou vroeër gekyk na die skare wat geglo het en ons het gekyk na die nuuskierige agies. Maar hier het ons hierdie skare wat Jesus tegemoet gaan en hom verwelkom as die koning van Israel wat hy is. Maar dis vandag Sondag. Vrydag het daai skare geskree, kruisig hom. Ja. Dis wat ek bedoel met daardie nuuskierige agies in die skare. Dis die gevaarlike ouens. Is reg. Daardie ouens wat kom kyk wat gaan aan by die kerk. Wat gaan gebeur? Daai tipe van ding, daai ouens wat gaan waar die fun is, waar die kerk lekker is. Die toeskouers. Is die gevaarlike, that's it. Die gevaar, dis vir my die gevaarlike ouens.
En ek bedoel Johannes beskryf hierdie gebeurtenis nou nie so volledig soos baie van die ander evangelies nie. Ander evangelies vertel vir ons die mense het hulle klere voor Jesus gelê, dat so. Maar ons het hierso te doen met 'n klomp moedelose geloofsleiers. Want tot op hede het geen van die priesters, owerpriester, die hoëpriester, fariseërs, sadduseërs, Herodeërs en skrifgeleerdes se planne om van Jesus ontslae te raak gewerk nie. En hier's vir my 'n geweldige politieke struweling tussen hulle aan die gang. In hulle poging om politieke beheer en hulle aansien te bou, is hulle selfs bereid om vir onskuldige Lazarus om die lewe te bring. En tog getuig hierdie ding van Jesus van God se tydsberekening. Jesus kom, ek stel dit so, maar hy kom met 'n groot fanfare in Jerusalem aan en hy verberg hom nie vir die geloofsleiers nie, omdat die tyd nou gereed is. Aan die einde van hoofstuk 11 het hulle toe nou finaal besluit. Dis tickets. En wie ook al sê, weet waar hy is, moet kom sê. En Jesus skryf nie eens weg nie. Hy maak nie sy aankoms in Jerusalem 'n geheim nie. Dis reg, sy disippels het vir hom gesê, jy wil nou weer teruggaan na Jerusalem. Hulle wou jou nou die dag dood gaan. Hulle het met hom gepleit en hy het geweet dis sy tyd en hy het gegaan. Dis reg. God het sy plan in Jesus se lewe en Jesus het geweet van sy plan, van God se plan in sy lewe. En dit is tot hy is toe 33 geword en dit is toe sy plan volvoer is, God se plan in Jesus volvoer is. En Jesus het saam met daardie plan gevloei, want hy het geweet dit is God se wil. En ek dink so ook in ons lewens, moet ons weet, ons moet ons vasstel en weet wat is God se plan in ons lewens. Ons word nie almal 33 jaar oud nie, ons word dalk ouer en baie van ons sterf vroeër of wat die geval mag wees, maar tot ons ouderdom bereik, moet ons weet dat ons in God se plan is. En ja, so dis al wat ek wil sê wat dit dan betref. Ek wil dalk net noem, dit is interessant dat Jesus 4 dae gewag het vir Lazarus, ek kan amper sê om dood te wees, voor hy hom opgewek het. Dis reg, dis reg. Want hulle het geglo, die Jode, na 3 dae, het kan 'n mens vir dood verklaar word, as ek dit so kan stel. Want dan is jy behoorlik dood. Dan is jy behoorlik dood, dis die regte woorde. Want jou gees, die gees, het hulle geglo, is dwaal nog rond om die liggaam, om te sien, gaan hy nie nog, wat gaan nog gebeur en dit. So hy het gewag, dat die Jode kan sê, hy is behoorlik dood, soos jy nou gesê, na 4 dae. Nee, hy vergeet het, jy kan hom nie nou meer opwek. 3 dae dalk nog, maar 4 dae is te oud. Ja. En dan wat ook interessant is, ons het van dit gepraat, die esel, wat Jesus opgery het. As 'n koning inkom, kom 'n koning in die stad in op 'n esel. Dit kom met vrede. Maar as die koning ingery kom met 'n perd, dan is dit die oorlog. Dit kan jy sien in Openbaring, die swart perd, die rooi perd en die grys perd en die wit perd. Dit is oorlog. En Jesus het in Jerusalem ingekom met 'n donkie. Vrede. En dan ook, wat interessant was, Jesus het nooit in Jerusalem geslaap nie. Hy het altyd na Betanië toe gekom, wat, ek kan nie meer onthou hoeveel kilometer van Jerusalem af weg is nie. 2 myl. Daar sê hy was omtrent 3,2 kilometer. Ja, was die
kan ek nou sê die ryk bevoorregtes en die mense wat in hom gebly het, maar Betanië is die nie so ryk deel, as ek dit kan sê. En dit is nou waar Martha, Maria en Lazarus gebly het, in Betanië, en hy het altyd by hulle oornag. Die enigste keer wat hy in Jerusalem geslaap het, was die aand van sy gevangenis, wat hulle hom in die put gegooi het en al daai goed. Dit was die eerste keer. Verder het hy altyd in Betanië geslaap, as hy Jerusalem toe gegaan het. Okay. Maar tog is dit die einde nie van wat ons vanaand gaan bespreek nie. Kom ons vat gou van vers 20 af. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die feeste aanbid. Hulle het na Filippus gegaan wat van Betsaida in Galilea was en hom gevra en gesê: "My Heer, ons wil Jesus graag sien." Filippus kom en sê dit vir Andreas en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sê: "Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer." Voor ek aangaan, kan ons bietjie praat oor wat Jesus sê hierso. Kom ons pak dit bietjie uit. Die ding wat my vang is vers 25. Wat Jesus sê, wie sy lewe liefhet, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Ja. Kan ek bietjie hele gedagtes kry rondom dit? Daar is baie legene en ek dink daar's ergens 'n liedjie wat in kerke gesing word wat sê van "This world is not my home, I'm just passing through." Ek dink Jim Reeves het ook die liedjie gesing wat hy dan sing van "I can't feel at home in this world anymore." Ja, ander gedeeltes verwys na ons is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde. Reisigers. Ons is ook net Dis ook wat Abraham gesê het. Hy sê ek is net 'n bywoner, 'n reisiger. Dis nie my plek nie. Okay. Goed. Okay, nou is vers 26. Ja. Maar wat vir my getreffende gedeelte is daardie vers 24, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. En ek dink dit is ook 'n weergawe van ons geestelike lewe. As 'n koringkorrel nie sterf nie, dan sal hy nie vrug dra nie. En ek dink ons gaan maar deur 'n proses van 'n sterwingsproses in ons eie geestelike lewe om die beeld van Christus uiteindelik aan te neem, jy weet. Dit is maar 'n proses van sterwe. Ja. Ja, Jesus het gesê wie my volg, moet sy kruis opneem en agter my aankom. Nou, daai kruis opneem beteken jy is uitverkoop aan Christus. Ja. So, dit wys weer eens daarop dat ons 'n onverdeelde lewe met Christus moet leef. En dis wat God van ons verwag.
Korrek, ek stem saam daarmee en in laasweek se disipelskap het ek nogal bietjie gepraat daaroor oor die koste van disipelskap. Spesifiek dan ook daai teks van jy moet jou kruis opneem, daai ding. Okay. Nou, dis reg. Nou, ek het hier 'n interessante ding. Dis jy weet in baie sprekers praat baie daarvan in hierdie stuk, maar ons moet op 'n manier ook sien hierso dat die volk van Israel het sy punt gemis. Want soos die een spreker dit gesê het, Israel was the vehicle for God's plan of salvation. Israel was nie die voertuig gewees. Hulle was uitverkies in daardie terme. Ek bedoel, ons het Genesis in baie detail spandeer en ons het baie gepraat oor die verbond wat God met Abraham gemaak het. En God het onder andere vir Abraham gesê, in jou sal alle volke van die aarde geseën word. So, God se plan is nie net vir Jode gewees nie, en die Jode het eintlik gevoel, jy weet, en as ons na die priesters kyk, jy weet, in die skrifgeleerdes, hulle het hierdie elitist, ons is eksklusief ding gehad. Jy weet, en ek sê vanmiddag vir Claudette ook, ek het vergeet om dit vroeër te noem, maar as ons kyk na die hele optrede van die priesters, dis godsdienstigheid. Ja. It's religion. And God doesn't want religion. He wants a relationship, not a religion. Thank you. Dis reg. En jy weet, ek het gesê daai 5 tipes wat ons kan uithaal uit die eerste stuk uit wat ons tot vandag toe sien. Religion is iets wat sal sê dit pas nie, it doesn't suit my narrative, let's kill this guy. Let's sweep the evidence under the rug because it's not comfortable to the status quo. Ja. Dis religion. En God sê baie plekke in die Ou Testament as jy dit gaan lees, vat dit weg van my af, dis nie wat ek wil hê nie. Ek dink onder andere Amos. As jy Amos gaan lees, hoofstuk 5 hier by vers 20 rond, praat die Here baie daaroor met Amos. Okay, so dit is baie opvallend hier nou dat Grieke kom en na Jesus soek. En ek wil amper myself verstout om te sê dit is die eerstelinge van die Nuwe Testament. Hierdie Grieke wat na Jesus kom soek het. Hulle was in Jerusalem om te aanbid, maar hulle is bekeerlinge, they were proselytes, soos die Engelse sê. En dit is vir my mooi om te dink, en dis vir my weer eens 'n verskil tussen Johannes en die ander evangelies. Hoe Johannes meer persoonlik is as die ander evangelies. En die vraag wat ek vra, waarom het hierdie Grieke na Filippus gegaan? Nou gaan ek julle terugvat na die tweede studie wat ons gedoen het vandat ons met Johannes begin het. En dis in Johannes hoofstuk 1, wat ons lees, die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek, en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus was van Bethsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus, die seun van Josef van Nasaret. Onthou julle hoe ons gepraat het daaroor en ons gesê het, Filippus was 'n sendeling gewees. Ja. Jy weet, so baie mense bespiegel, hierdie Grieke het vir Filippus geken van Bethsaida af. Of
dis 'n moontlikheid, maar dis nie daai kwessie van Filippus. Filippus was die een van die eerste ouens wat die brug gaan bou het om die evangelie by die heidene en per implikasie by ons te kry. Ja, dit was ook ons het ook daaroor gepraat op 'n stadium, weet waar hy het gesê, maar Jesus het gesê dat ek het ook skape in ander krale. Jy weet, Dis reg. En die Jode is nie die eksklusiewe alleenlik nie. God het dit nou verder gevat, jy weet, na die ander skape toe. En dit is die Grieke en dan ook die res van die wêreld. Dis reg. Jesus, ek dink toe ons dit bespreek het Jesus gesê I have sheep from different folds. Ja. Dis reg. Skape van verskillende weide en ek as ek reg onthou het ons gekyk hoe lyk hierdie ding waarvan hierdie beeldspraak van die skape. Nou ouens, ek wil vanaand net tot hierso gaan want die volgende deel van die hoofstuk is nou weer iets oor iets heeltemal anders. En regtig in die volgende paar hoofstukke gaan ons in baie detail kyk na van die gesprekke en die redenasies wat Jesus gehad het en dan natuurlik ek dink dis by hoofstuk 18 wat ons baie gaan praat oor daai hoëpriestergebed van Jesus Christus. Ek sien baie uit na daardie ene. Ja. So vanaand is nou so 'n bietjie van 'n korter studie as waar ons gewoond is, maar ek wil graag vra of iemand verder iets vir ons wil deel of iets wat met julle spreek in hierdie studie of hierdie gedeelte wat ons behandel het vanaand. Nick, ek wil tog sê dat Jesus aanvanklik volgens afleiding in die woord vir die Jode gekom het. Want ons sal onthou dat hy 'n paar aantuigings gemaak het in die boek ook van Johannes, waar hy vir die vrou gesê het, dis nie goed om die kos van die tafels vir die hondjies te gooi nie. Dis korrek. En dan ook waar hy by die put gesit het met die Samaritaanse vrou gesels het en daar verbasing gewees het by die disippels. Want die vrou het eintlik die belydenis gemaak en gesê daar hoe is dit dat u wat 'n Jood is met my wat 'n Samaritaan is en dan praat. En omrede die Jode in 'n vol teenkanting was rondom die erkenning van die Messias, het Jesus hom dan gewend na die Gentiles, die Grieke en so meer en ons. Wat absoluut 'n oorwinning vir ons is, die feit dat hy verwerp was deur sy eie volk, die moedervolk dan Israel soos ons nou in ons harte bekend staan, laat die Jode hom wel verwerp het en dit vir ons 'n geleentheid geskep het om deel te word van die plan van die Here vir die laaste sal ek sê die laaste gedeelte van die Nuwe Testamentiese bedryf, van dat die Here van dat hy gekruisig is, ons dan ook nou deel is van hierdie ewigheidswaarde wat Jesus eintlik kom versoen het aan die kruishout. So ek was gemute. Ja, skus. Ons het definitief hierdie geleentheid bekom deur die verwerping wat Jesus dan deur sy eie volk gehad het. Want die disippels vra ook op 'n geleentheid, hy sê, Here, hoe is dit dan nou dat u met hulle spreek?
hoe is dit dat jy 'n gelykenis spreek en met ons dan openlik spreek? So daar's baie verwysings wat ons kan gebruik wat eintlik sê dat Jesus aanvanklik nie vir ons gekom het nie, maar die oorhoofse plan natuurlik was God se plan om redding te hê vir die wêreld, want hy sê want so lief het God die wêreld gehad sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. So ja, al hierdie dinge moes gebeur het om die geleentheid te skep vir ons as Gentiles of heidene soos in Afrikaans genoem word, om die geleentheid gebruik te maak, om dan ook 'n geleentheid te hê om gered te kan word. Ja, en dit sluit ook aan by wat Paulus gesê het, pastoor, wat Paulus ook gesê het, eers die Jood, dan die Griek. Yes. Okay. Dus eintlik al in 'n mooi lyn laat geskied het, as 'n mens dit mag so noem, ja. Jy weet nie, ek kyk nou met 'n heeltemal ander hoek na hierdie ding, van dit 'n menslike oogpunt beskou. En ek kan vir jou sê dat as God homself beperk het tot die Jode, dan sou dit eintlik unfair gewees het teenoor die res van die wêreld. So daar was eintlik seker in 'n groot mate verwagting dat God wel nie net alleen gefokus het op die Jode nie, maar dat hy moes ook die res van die wêreld insluit in hierdie Godsplan. Want anders sou die res van die wêreld vir hom gesê het, maar jy het net vir die Jode gesorg, nie vir ons nie. Soos juist die geval was met die Samaritaanse vrou, né? Met daai gesprek. So, God het geweet dat hierdie plan moes vir die Jode gaan, maar ook vir die res van die wêreld, vir die heidene Grieke en so meer. Ja, maar dan oom Marius, dan moet ek ook sê oom Marius, ja, maar dan weer, kom ons gaan terug na Abraham se verbond toe. Dit was van die begin God se plan om alle nasies te seën. Ja. Amen. Nou wat wonderlik is asof daar 'n sekere trots was om 'n Jood te wees. En hulle was rassisties gewees, man. As gevolg van hierdie hoogmoed wat daar was, in hulle eie trots, het hulle geen ander volk eintlik verdra nie. As 'n mens nou na die ouens se beeldspraak luister. En die feit dat hulle toe Jesus verwerp het eintlik die deur oopgemaak om dan ook, soos jy nou gesê het, alle nasies, volke en tale, om almal te kan bereik. En wat awesome is dan, ons is nie daar nie, maar Handelinge 1 wat dan gesê het, verkondig, weet, as julle die krag uit die hoogte ontvang het, dan verkondig Judea, Samaria in die uithoeke van die aarde, in die woord. So, die Here het 'n perfekte plan gehad om elkeen van ons tot redding te kan bring, deur die genade van die verwerping wat die Jode ook gehad het in die tyd waarin hy geleef het, omdat die Jode so ortodoks was, as so op hulle eie gesinspeel het, en niemand anders ter eintlik 'n kans gegee het of 'n verdraagsaamheid gegee het. Dan wil ek net 'n ander ding uitlig wat ek ook in my voorbereiding teëgekom het. Wat die spreker sê, weer eens, dis John MacArthur wat dit vir my wat uitgewys het, dat ons moet ook verstaan wat hier gebeur het, dis die laaste keer wat Jesus homself aangebied het vir die Jode, eksklusief. En dit was ook die laaste keer wat hulle hom verwerp het, hierdie volgende stuk van Johannes. Ja. Wat dan soos pastoor gesê het, die deur oopgemaak het, dat die Griek ook kan inkom. Ja, wat absoluut sin maak, ja. Want die neidigheid wat daar was oor die salfolie wat verkoos was,
dink ek het toegegaan oor die feit dat hulle eintlik toe vir Jesus eintlik as te ware toe heeltemal verwerp het. Want wat maak hom dan nou so spesiaal as hy nou te doen wil hê met hierdie vrou, want jy sal onthou dat hierdie Joodse ou sê mos so lekker, hy sê, as hy maar net, as hy 'n profeet was en geweet het wie hierdie vrou is. So dit is baie, baie interessant om daai gedeelte dan ook in te voeg om te sê, maar dit is waaroor daar ook 'n skeiding gekom het. Die Jode het ook sondes verberg in elke vorm wat hulle kon. So ja, dit was baie interessant en baie sinvol is dat die feit dat deur hierdie geweldige groot verwerping wat dan hier laastens plaasgevind het, ons wel die geleentheid hê om net uit te roep, halleluja, loof die Here, want hy is goed. Want hy het vir ons ook ruimte gemaak. So lekker as 'n mens dan dink, eendag sal daar menigte wees, volke, nasies en tale, wat dan voor die troon sal verskyn. Okay, ouens, gaan ons haltroep vir die aand. Ek dink so. Okay, oom Marius, mag ek vir oom vra of oom vir ons sal afsluit asseblief? Goed, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons het vanaand om by mekaar te kon wees. Here, dankie dat ons kon praat oor die woord, luister na u woord, maar Here, dat u die woord is. Dat u die gesagdraende Messias is. Dat u die God van alle gode is. Dat u die tussenganger is tussen ons en God die Vader. En dat u vir ons die Heilige Gees gelaat het nadat u weg is, sodat ons deur u Heilige Gees ondersteun kan word en gehelp word en gelei word. Dankie vir 'n voorreg om saam met u te kan wees. Dat dit nie net ons is wat hier is nie, Here, maar dat u ook teenwoordig is. Want dit gaan per slot van rekening oor u. U, die grootte God. Dankie vir u teenwoordigheid, o Heilige Gees. Dankie Jesus vir u teenwoordigheid. Dankie o Hemelse Vader dat u ook by ons is en met ons is. Ek vra u seën op hierdie aand, gaan saam met elkeen, ontmoet met elkeen op 'n persoonlike manier, Here. En Here, help ons dat ons meer in hierdie laaste dae, dat ons al nader aan u sal kom deur ons oor te gee aan u. Dat u ons sal lei, dat ons minder sal word en dat u sal meer word. Ek bid dit in die naam van Yeshua, ons Messias. Amen. Amen. Baie dankie vir elkeen. Sien julle weer volgende Dinsdag. Baie dankie. Lekker slaap. Dankie julle ook. En vrede vir elkeen. Dankie Nick. Totsiens. Bye.